Enjesuti val onder die sentrale Drakensberge deel. Enjesuti is anderste as die res van die kampplekke. As die noordelike en die sentrale Dragons Peak, Mahai en al die plekke is heeltemal anderste. Eerstens as mens op die pad ry, besef jy ry op iets anderste. Jy ry tussen die plaaslike bevolking deur vir plus minus 31 kilometer. Hoekom is Enjesuti anderste? Jy kry nie hier 'n swembad waar die mense gaan lawaai en gaan biljaar en alles doen nie. Enjesuti kom jy om te rus, jy kom om te stap, jy kom om mens te word. Diep in die berge. Jy ry 31 kilometer op die pad reguit in. Die pad word later 'n grondpad en dan gaan hy later van tyd in die park in. Eerstens, wat kom maak mens dan hier? Hier's geen selfoons sy nie. Hier's nie elektrisiteit nie, behalwe as dit sonsondergang, dan start hulle die kragopwekker, 'n massiewe groot kragopwekker, en hy gee dan krag vir al die ablisieblokke en vir die huisies se ligte. Dit wil sê daar word niks anders nie. Die res word met gas en alles bedryf. En dis wat dit so uniek maak. Om diep in die berge te wees, daar waar 'n selfoon jou nie kan pla nie. En dit is wat dit anders te maak. Jy kan met 'n gewone motor die pad ry. Want sodra jy op die pad uiteindelik afgaan van die teerpad af, dan gaan jy op 'n grondpad soos 'n plaaspad, maar alles word ordentlik in stand gehou. En ek het dit al gery met 'n Volkswagen Caddy, bussie. Jy sal sien hier waar ons nou is, gaan ons deur op die plaaspad. Net na 'n buiereën het ek met 'n Volkswagen Caddy dit gery. Dit het stadig gevat, mooi gery, daar was slote gewees en alles, maar ek het deurgekom. Want die mense maak die pad uiteindelik reg. En uiteindelik het ek daar gekom en dit het gereën en die volgende dag is ons weer uit. So dit is moontlik. As jy van die foto's sien van die chalets wat daar so is, dan ry die mense gewone motors so toe. Of hulle ry 'n gewone bakkie. Jy het nie nodig om 'n 4x4 of 'n SUV te ry nie. Dit maak net makliker. Maar dit is 'n gewone grondpad, mooi grondpad. Met tydkeer is hy uitdaging, maar dis nie die ergste nie. Dis deel van die pret. Is deel van lekkerte om hiernatoe te kom. Wat doen jy dan hier so by Enjesuti? Jy kom rus, jy kom stap, jy kom kuier, jy kom gesels, jy kom laat jou kinders saam met jou in die rivier, dis nie diep rivier nie, sulke klein riviertjies, strome wat daar is, kom sit en net kom kuier en net kom laat die water oor jou vloei en daar kom jy kuier en jy kom deel en jy braai in die aand, jy luister na die sterre, jy kyk op en jy sien die sterre daar bo, die krieke en alles en jy word net weer mens. Ek gaan nie vandag baie sê nie. Dit is deel van die Isimvulu Parkeraad van KwaZulu-Natal. Jy kan nie hier iets kom koop nie, want hulle het nie kredietkaartfasiliteit nie. So jy kan nie hiernatoe ry en dan kom soek vir akkommodasie nie. Jy moet by sentrale besprekings dit doen, en dan gee hulle vir jou en dan kom jy hiernatoe. Daar is plek, daar is so 'n klein winkeltjie, wat jy hout kan koop en sulke snaakse goeders kan koop, maar baie basies. Jy moet die meeste van die goed saambring. Baie mense kom hiernatoe, stop hulle motors, vat hulle rugsakke en dan stap hulle in die berge in. Dis waarvoor dit een van die mees populairste plekke is om te gaan stap. So jy kan hiernatoe kom, 'n kwaai rugsak roete aanpas. Hier gaan ons nou in die nasionale parke se gronde in. Die pad is mooi, maar hy het ook aandag nodig. Wat ek nou net wou gesê het, jy kan gaan stap diep in die berge in, of jy kan net die klein roetes gaan doen na die grotte toe, Oranggrotte toe, jy kan in poele gaan swem, jy kan alles daai goed doen, en jy kan net in die aande kuier. Geniet dit, en ek hoop julle geniet dit. Baie dankie, mooi dag.